met al die ouens wat sleg is. Al die slegte ouens, dit gaan regtig goed met hulle. Hulle is lekker rond en gesond en hulle blink. Hulle het genoeg room om in te smeer en hulle het genoeg om braaivleis om te eet en alles gaan net goed met hulle. Maar hy voel, dit is nie reg nie. En hoe meer hy om hom kyk, hy sê self, ek het amper oor die na hulle kant te beweeg. Ek was tempted om na hulle kant te beweeg. En het lyk asof dit so goed gaan, en dan sê hy hierso in vers 16, Psalm 73 vers 16, daarom het ek diep nagedink om dit te verstaan, en was dit vir my bitter moeilik. En dan sê hy, totdat ek in die heiligdom van God ingegaan en besef het, wat die uiteinde van die goddeloses is. En al wat dit maar net beteken is, totdat ek in God se teenwoordigheid, totdat ek na God toe gekom het, het ek perspektief gekry en gesien, het lyk asof dit goed gaan met hulle, maar hulle toekoms is baie onseker. En aan die einde van die psalm sê hy, maar wat my aangaan, dit is vir my goed om naby God te wees. Ek het die Here my God gekies as my toevlug. Ek sal van al u werke bly vertel. So ons gaan vandag liedjies sing wat ons kies. Here, u is my vesting. U is my verlosser. Staan saam met ons en dan gaan ons lekker saam sing. Kom ons sing, my God by my. My God by my. Ja, die Here is hier langs my. My God by my. Ja, die Here is hier langs my. Immanuel, God is met ons. Immanuel, Yahweh, Yahweh, ja, my God beskerm my, my God beskerm my, hier in die skadu van die Allerhoogste, my God beskerm my, my God beskerm my, ek vind my vrede by die Allerhoogste, Yahweh, hier by Yahweh, is ek veilig, hy is my toevlug. My God by my, my God by my, ja, die Here is hier langs my, my God by my, ja, die Here is hier langs my, Immanuel, God is met ons, Immanuel, Yahweh, Yahweh, gaan ons, my God beskerm my, my God beskerm my, hier in die skadu van die Allerhoogste, my God beskerm my, my God beskerm my, ek vind my vrede by die Allerhoogste, Yahweh, hier by Yahweh, is ek veilig, hy is my toevlug, ons sing Yahweh, Yahweh, hier by Yahweh, is ek veilig,
sal sê, die Here is my vesting. Ek sal sê, die Here is my toevlug en krag. My God wie ek vertrou, U is my God. Ek vertrou U grote naam, die wat glo, sal U nooit ooit beskaam. My God in wie ek glo, op U sal ek vertrou, U is my God. Ek vertrou U grote naam, die wat glo, sal U nooit ooit beskaam. My God in wie ek glo, op U sal ek vertrou. In donker tye as geloof en hoop getoets word, en alles wat bekend is in 'n oomblik verdwyn. Bly U getrou en ek sal sê, die Here is my vesting. Ek sal sê, die Here is my toevlug en krag. O Son, my God wie ek vertrou, U is my God. Ek vertrou U grote naam, die wat glo, sal U nooit ooit beskaam. My God in wie ek glo, op U sal ek vertrou. U is my God. Ek vertrou U grote naam, die wat glo, sal U nooit ooit beskaam. My God in wie ek glo, op U sal ek vertrou. Halleluja, 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 halleluja. My God in wie ek glo, op U sal ek vertrou. Oh, halleluja, 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 halleluja. My God in wie ek glo, op U sal ek vertrou. Op U sal ek vertrou. My God, ja, op U sal ek vertrou. Here, ons besing U, U is Jahwe, die God op wie ons vertrou. En vanoggend roep ons U naam aan. He shames every idol. He reigns without rival. He goes by the name of Jehovah, Jehovah. He speaks into nothing, and darkness goes running. Oh, He goes by the name of Jehovah, Jehovah. Let's call the name, call the name, call the name, call the name, Jehovah. All our praise, all our praise, all our praise belongs to Him. His foes will be silenced. He's fighting for Zion. There's no other God like Jehovah, Jehovah. He's never tires, and His eyes are like fire. Oh, there's no other God like Jehovah, Jehovah. Call the name, call the name, call the name, call the name, Jehovah. All our praise, all our praise, all our praise belongs to Him.
nou gaan ons die naam van God aanroep, wat 'n refleksie is van sy verskillende karakters. Jehovah Nissi, fight your battles. Jehovah Jireh, meet your need. Jehovah Rapha, heal your body. Jehovah Shalom, be your peace. Jehovah Nissi, Jehovah Nissi, fight your battles. Jehovah Jireh, meet your need. Oh, Jehovah Rapha, heal your body. Jehovah Shalom, be your peace. Jehovah Nissi, Jehovah Nissi, fight your battles. Jehovah Jireh, meet your need. Oh, Jehovah Rapha, heal your body. Jehovah Shalom, be your peace. Jehovah Nissi, Jehovah Nissi, fight your battles. Jehovah Jireh, meet your need. Oh, Jehovah Rapha, heal your body. Jehovah Shalom, be your peace. And God, call the name, call the name, call the name Jehovah. All I praise, all I praise, all I praise belongs to you. One more time. Call the name, call the name, call the name Jehovah. All I praise, all I praise, yes, all I praise belongs to you. It belongs to you. Day and night, night and day, let incense arise. Day and night, night and day, let incense arise. We worship you. Day and night, night and day, let incense arise. Day and night, night and day, you are worthy. You are worthy of it all, Jesus. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. You are worthy. You are worthy of it all. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. Let our worship rise this morning, day and night. Day and night, night and day, let incense arise. Day and night, night and day, let incense arise. Day and night, night and day, let incense arise. Day and night, night and day, you are worthy of it all. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. Last time we said, oh, you are worthy of it all. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. For from you are all things, and to you are all things.
and I will give you all my worship. I will give you all my praise. You alone I long to worship. You alone are worthy of my praise. Here soos Asaf wil ons vanoggend kom sê, dit is goed vir my om in die teenwoordigheid van my God te wees. Ek kies U as my vesting, my God. Dit is goed vir my om naby aan U te wees. Dit is goed vir my om U naam te dien. Dit is goed vir my om my hele lewe vir U te gee. And I will give you all my worship. And I will give you all my praise. You alone I long to worship. You alone are worthy of my praise. Here, U teenwoordigheid is kosbaar vanoggend. Dis die plek waar ons wil wees, dis die plek waar ons wil kom sit voor die voete en kom leer en kom hoor wat U vir ons wil sê vandag. Here, ons bid vir Dok Isak as hy vanoggend U woord deel, dat dit in ons harte sal bly, dat ons dit nooit sal vergeet nie, dat ons dit ons eie sal maak vanoggend. Kom vanoggend deur die wonderlike Heilige Gees en kom belê hierdie boodskap in ons hart. Bid ons in die naam van Jesus. Amen. Amen. Julle kan maar sit, dankie. Regtig tuis, al is dit nou maar die tweede keer vir jaar dat ek in die kerk is. Ek is die treurigste lidmaat in die gemeente. En ek sal nou eers weer, dink ek in Desember maand, ek weer 'n naweek oop het, dat ek weer saam met julle sal kan wees. Maar hoe kan sê, dis 'n voorreg om vandag in te staan vir my dogter. En ek, sy bedien hierdie hele naweek al by 'n vrouekonferensie in die Oos-Kaap. En ek sal vanaand laat weer op die lughawe gaan kry. Ek wil hom net, lyk ek nie mooi vanmôre met my baadjie aan nie. Ek wil hom net my identiteit bevestig hier in die gemeente. Watter gemeente is my gemeente? Echo gemeente. Ek is nou min of meer die enigste wat een ander vanmôre, of is daar nog iemand? Daar is hom nog, nou maar toe. Dan wil ek ook by die geleentheid gebruik maak om Wynand en Elise vanmôre weer saam met ons te verwelkom. Of soos vasties sal sê oom Wynand en tannie Elise. Hulle het so 'n bietjie terugslag gehad, vir 'n paar weke kon hulle in die kerk toe kom, en ons is so bly om julle vanmôre te sien. Ek is bly julle kan die oggend wat ek hier is, dat julle weer in die kerk is. En ons wil sê baie welkom. Hy is die voorsteur van die kerkraad, en die hele gemeente het hulle in hoë agting. Nou net gou vinnig twee dingetjies. Kom met die afgelope tyd weer van my boeke wat 'n hoë aanvraag was, herdruk, en ek wil dit net vinnig doen, ek het 'n paar saamgebring, hulle sal daar op die tafel wees. As ons uitgaan, daar is so 'n kaartfasiliteit beskikbaar as jy van dit wil koop. 'n Boekie wat hulle my hierdie week bevestig, hulle met hom alweer herdruk binne 'n paar maande, Seisoene, storms en woestyne. Verstaan die swaar kry in jou lewe. Gerrit is een van die wat vir die boek dink ek iets beteken. Baie dankie vir julle voorstaan, Gerrit, was wonderlik vanmôre gewees. Dan die bekende 5 minute voor en na die dood, dis twee boeke in een, die boek 5 minute voor, laaste 5 minute voor die dood, en die eerste 5 minute na die dood, is gesamentlik in hierdie boek beskikbaar. 'n Onderwerp wat die afgelope tyd so wesenlik belangrik geword het. Mens dink aan die patetiese opening van die Olympiese spele
en die sterk okkultiese, demoniese, paganistiese inslag wat daar gekom het. Hierdie boek handel oor die geesteswêreld. Die realiteit van die geesteswêreld, die invloed van die geesteswêreld op ons lewe en ons invloed op die geesteswêreld. Hy is ook nou beskikbaar. En dan die een wat ek al van tevore genoem het, God se wonderbaarlike genesingskrag, waar ek praat oor die onderwerp van God en die wetenskap. Staan God en die wetenskap noodwendig teen mekaar? En ook hier is ook so 10 of 11 besondere getuienis wat ek self betrokke was of beleef het, van medies onweerlegbare, wetenskaplik onverklaarbare wonderwerke, onder andere vastiese genesing van 'n erge graad van fibromyalgie. Dit is beskikbaar agter ek en my vrou sal daar wees as julle uitgaan. Dan dink ek as 'n hele paar van julle wat my Sondagoggend videoetjies kry wat ek uitstuur op Facebook, op YouTube en op WhatsApp. Ek kan net sien wie kry die boodskappe. Hier's 'n paar. Nou ja, as jy ook dis 'n kort 3-4 minute boodskapie Sondagoggende, vroeg Sondagoggend stuur ek hom uit. Gewoonlik 'n reekse. Ek is tans besig om te praat oor die wintervye, vrugte in die winter. En as jy ook die boodskapie wil ontvang, dis nie 'n plaasvervanger vir die kerkdiens nie, dis nie het kan nie die kerkdiens vir die samekoms van die gelowiges vervang nie. Dis net so ekstra bonusie, so ekstra beleggingkie in jou lewe. Daar's nie strings attached nie. Die maklikste is om dit te kry. Jy kan op my Facebook of my YouTube kanaal gaan. Maar die maklikste is om net jou naam en van te WhatsApp na daardie nommer toe. Gevaarlik om net weer na die diens verby is, net weer as jy gou wil afneem of afskryf. WhatsApp net jou naam en van. 076-894-1076 en dan sê jy van volgende Sondag af sal ek vir jou ook die videoetjie stuur. Daar's nie koste aan verbonde nie as jy nie wil deel wees van die klim hier uit of af. En dit gaan vir jou 'n groot seën wees. Ek is die afgelope 4-5 jaar wat ek hierdie bediening wat die Here op my hart gelê het en ek weet daar's baie videoetjies en goedes wat jy kan kyk op YouTube of op die internet, maar gaan kyk gerus na hierdie en dit gaan vir jou 'n groot seën wees. Baie dankie. Nou vriende, ek het die afgelope week of 2 'n tema wat vir my baie in my hart lewe. En ek wil graag vanmôre met julle praat oor die tema 'n plek om te oorwinter. 'n plek om te oorwinter. En ek wil graag vir ons lees uit Titus 3 vers 12. Ek wil amper waag om te sê, ek glo nie jy het al 'n preek oor Titus 3 vers 12 gehoor, luister nie, maar vanmôre hoor jy ene. Daar staan hierdie woorde: Wanneer ek Artemas of Tychicus na jou stuur, doen dan jou bes om my te kom in Nicopolis. Dis 'n stad in Griekeland, groot dorp in Griekeland gewees daardie tyd. Want ek het besluit om daar te oorwinter. Dis Paulus wat hier skryf. Ek het besluit om daar te oorwinter. Kom ons vra net dat die Here hierdie woord sal lewendig maak in ons harte. Here, het gaan oor U. Ons het vanmôre gesing dat U 'n veilige vesting is, 'n toevlug is. Dankie dat U ook op aarde vir ons plekke gegee het om te oorwinter. En ek wil bid dat U vanmôre hierdie woord sal salf. Dat U eer en lof sal ontvang, Here. En dat elkeen wat hier in hierdie plek is vanmôre, dit sal aangryp. En hulle lewe sal toepas. Ek vra dit in Jesus se naam. Amen. Nou, in antieke tye tot relatief 'n paar geslagte gelede, het mense veral in die noordelike halfrond, waar die weer dikwels uiters onguur was en is, gevaarlik was. Onthou nou net in daardie dae, as mense gereis het van Klein-Asië na Wes-Europa, as ons vandag ken, of hier en weer daar rond, het hulle nie in 'n vliegtuig kon klim of in 'n trein kon klim en winter of somer gemaklik kon reis na hulle bestemming nie. Hulle het gewoonlik te voet gereis. Die meer welaf mense het miskien 'n perd gehad of 'n perdekar gehad, maar die meeste mense het gereis te voet. En dit was nie net ongerieflik en ongemaklik en riskant nie, maar dit was lewensgevaarlik om in die wintertye te reis in veral, soos ek sê, Europa en Klein-Asië as gevolg van die weer. So verwys Paulus nou hier in Titus 3 vers 12 na 'n plek waar hy oorwinter het.
Want hy sê ek het besluit om daar te oorwinter, 'n plek met die naam van Nicopolis, waar hy waarskynlik by vriende of medegelowiges vir 'n paar maande vertoef het. Op 'n reis ergens, een van sy sendingreise, om nie blootgestel te word aan die uiterste weersomstandighede van daardie tyd nie. Nou, die belangrikheid om 'n plek van oorwintering te hê, word op 'n ander plek in die Bybel ook treffend vir ons uitgebeeld, naamlik in die verhaal van Paulus se skeepsvaart van Caesarea in Israel na Rome. Julle sal die verhaal seker gelees al in Handelinge 27, waar hy gevangen geneem is op sy laaste tog oor die Middellandse See na Rome, waar hy verhoor is en waar hy uiteindelik in 63 na Christus onthoof is. Lees ons in Handelinge 27, dit is 'n interessante verhaal om te lees. Dit is so akkuraat geskryf in terme van die weersomstandighede en die algemene toestande wat geheers het. Ons weet hy het in die winter gereis. En in die winter op die Middellandse See tot vandag toe, is daar gewoonlik hier tussen 11 November en die begin van April, die ander in die wintermaande, wat in die noordelike halfrond nou winter is daar geneig gewees van tyd tot tyd om 'n geweldige sterk storm, en ek nie 'n wind nie, 'n storm, wat uit die noordooste uit gekom het oor die Middellandse See. In die tyd van die disippels is daardie storm Euroclydon genoem. Jy kan dit gaan lees in Handelinge 27 vers 13. Hierdie storm gekom, en dit was ook 'n reël, dat tussen 11 November en 1 April was daar gewoonlik nie skeepsvaart op die Middellandse See, want dit was te riskant. En as juis in hierdie tyd wat Paulus as 'n gevangene na Rome geneem is van Caesarea af, daar was 'n vragskip waarop hulle was, daar was ook 'n klomp soldate en 'n centurion, 'n hoofman oor 100 wat hom en ander gevangenes geneem het na Rome toe. Hulle vertrek van Caesarea af. Daardie hawe bestaan vandag nog terloops, die oorblyfsels van daardie hawe as jy daar sou kom in Israel. En hulle vaar al om die kus langs en op 'n stadium kom hulle links af en kom hulle onder Kreta verby. En dit was omtrent te ver as wat hulle moes gaan, die eiland Kreta. En dit is interessant as jy lees in Handelinge 27, toe hulle by die hawe kom wat gewoonlik gebruik was vir oorwintering, is in die suidekant van Kreta, wat 'n baie groot beskutting gegee het vir die wind wat van die noordooste af gekom het. Daardie hawe se naam was Phoenix. Jy kry dit alles in Handelinge 27. Het Paulus vir die centurion gewaarsku, hy sê ek sien 'n groot onheil kom oor hierdie skip. En hy waarsku hulle om in daardie hawe te oorwinter. Ek gaan lees gerus na Handelinge 27. Maar dan sê die Bybel, maar die hoofman oor 100 het om meer gestuur aan die stuurman en die kaptein van die skip, en toe die suidewind saggies waai, het hulle besluit om by daardie hawe verby te vaar, en net kort na hulle by daai hawe, veilige hawe is, het Euroclydon gekom. En vir dae het hulle die son en die maan nie gesien nie. Hulle is min of meer 800 kilometers wat hulle meegesleer is, hulle was later al hulle vrag oorboord gooi, hulle het vir hulle lewens gevrees, en uiteindelik beland hulle op die klein eilandjie Milete, wat vandag genoem word Malta, wat daar op tussen Italië en die noordkus van Afrika is die eilandjie, waar hulle toe strand, en waar hulle later deur 'n ander skip opgetel is wat na Rome toe gegaan het. Maar daar het jy 'n tipiese voorbeeld, selfs hulle veiligste soort van wintervervoer, 'n skip, het in die slag gebly, omdat hulle nie op 'n veilige plek oorwinter het. Dis 'n treffende verhaal wat hierdie gedagte so beklemtoon, van is nodig om 'n plek van oorwintering in jou lewe te hê. Nou ek wil hierdie gedagte wat in die praktyk nou fisies met Paulus gebeur het, 2 keer wat hy oorwinter het, of tweede plek wat hulle nie oorwinter het nie, wil ek toepas op ons as mens se lewens, want hierdie letterlike oorwintering is ook figuurlik en geestelik en emosioneel 'n groot waarheid. Ek wil vir julle 'n klompie wat hier sit vanmôre sê, dit is so belangrik dat ek en jy ook 'n hawe sal hê, waar ons winters, die winters van ons lewe, ons moeilike tye kan vertoef. En die vraag is, of ek en jy in die winters van ons lewe
ook 'n plek het, ook iemand het om by te oorwinter. Die Bybel sê ons daar in Prediker 4 vers 9 en 11, 2 is beter as 1. As 2 mekaar lê, kry hulle warm, maar hoe kan 1 alleenig warm word? Daar is tye in 'n mens se lewe, veral in die lente en somerseisoene van jou lewe, wanneer 'n mens goed alleen regkom, het jy nie ander mense nodig het. Daai tye wat alles honkie-dorie gaan en alles voorspoedig is, en die wind saggies in jou blaaie waai, en dit gaan goed, en jy voel jy kom alleen reg, jy het nie ander mense nodig nie. Ons almal ken daardie tye. Dis egter 'n ander storie as die winter kom. Dan het jy 'n ware vriend nodig. Dan is dit wonderlik as jy 'n geestelike vader of 'n geestelike moeder het of 'n mentor het. Iemand by wie jy kan oorwinter. Iemand by wie jy veilig is. Iemand by wie jy kan waag om swak te wees. Want ons is nie almal altyd sterk nie. In somers voel ons sterk, somers van ons lewe. Maar in jou winters word jy baie broos en kwesbaar. En dit is belangrik om dan iemand te hê, 'n hawe te hê, waar jy kan waag om swak te wees. Ek dink dis een van die probleme wat sommige van ons ten minste het. Ons het nie iemand by wie ons net onsself ook swak kan wees, want ons is nie altyd sterk nie. Jy het 'n hawe nodig in die wintertye van jou lewe. Jy weet, in die somers van ons lewe voel jy sterk, jy voel in beheer. Maar ek wil vandag ook vir jou sê, moenie dink dat jy nooit ander sal nodig hê nie. Moet ook nie wag totdat die winter in al sy felheid jou oorval en dan na 'n plek van oorwintering gaan soek nie. Jy moet betyds in jou lewe seker maak dat jy hawes het waar jy kan gaan veiligheid en beskerming en oorwintering kan vind. Nou baie mense, en dit kan ek vir jou sê na jare in die bediening, baie mense het figuurlik gesproke tydens die winters van hulle lewe omgekom, omdat die winter en alles wat daarmee gepaard gegaan, hulle onverwags oorval het. Soos Paulus moet jou oorwintering beplan. Hy het gesê dat hy daar in Nicopolis gaan oorwinter. Hy het dit vroegtydig beplan, want hy het besef, dis 'n riskante onderneming om verder te gaan in die winter. As 'n groot ramp, en ek wil dit nou vir jou elkeen persoonlik vra, ook aan myself, as 'n groot ramp of krisis jou nou moet oorval, na wie toe sal jy gaan? En weet jy genoeg vertroue, dat jy kan weet, ek is veilig om na daardie persoon te gaan? By wie kan jy dit waag om jouself toe te vertrou? Iemand wat sal verstaan. Ek wil dit herhaal. As iets nou drasties verkeerd loop in jou lewe, wie gaan jy bel? Wie gaan jy kontak? Na wie toe sal jy gaan? En jy sal weet, ek is nie hier blootgestel nie. Ek is hier beskerm. Ek is hier veilig. Waar sal jy daardie nodige geestelike en emosionele warmte en voedsel vind? Of sal jy maar alleen deur jou winter moet worstel? Dis nie hoe God dit bedoel nie. Ons weet bo alles, God is ons toevlug. Ons het vanmôre veral daaroor gesing. Ons gefokus op ons sange daarop. Hy is ons toevlug. Maar die Here het op aarde mense gegee om vir ander mense plekke van beskerming en veiligheid en rus te wees in die moeilike tye van hulle lewe. Nou wil ek dit onomwonde sê, ons primêre oorwinteringsplek behoort jou eie huis en veral jou huwelik te wees. Dis een van die redes waarom die instelling van die huwelik so belangrik is. Dis die ideaal van en die plan van God, dat jou eggenoot of jou eggenote die een sal wees waar jy in die eerste plek
jou oorwinteringsskuiling sal gaan soek. Die eerste plek. As dit nie so is nie, is iets nie reg in jou verhoudingslewe nie. Verskoon dat ek ietsie vertel wat nou baie jare gelede gebeur het. Ek kan amper 3 dekades gelede gebeur het. Ek onthou dit. Op daai stadium het ek deur 'n eie vel winter gegaan. Strawwe wintertyd. Ek was half depressief. Ek was verwese, ek was broos gewees. Dit het my gevoel dat die ding wat op my druk en wat ek moet doen is my het vir net te veel geraak. Ek was amper in 'n toestand van uitbranding gewees. En ek sal daai oggend nooit vergeet toe ons as gesin ons eie huiskerk gehad het. En ek het daardie wintertoestand waar ek verkeer het, wat ek 'n storm in my lewe beleef het. Hoe ons saam die oggend huisgodsdienst gehou het. En terwyl elkeen van ons kans gekry het om te bid, was daar 'n besondere teenwoordigheid van die Here. En ek onthou, ek het nog so by die tafel gesit, te ontroerd om op te staan. Toe ervaar ek dat my vrou en my kinders spontaan rondom my kom staan en hulle arms om my geslaan het, asof hy my wou beskerm het. En hartroerend vir my gebid het. Ons almal se trane het gevloei. En ek het daardie dag meer as ooit van tevore besef dat 'n gesin, my gesin, vir my 'n hawe is, soos geen ander nie. En is vandag nog so. By my vrou, by my kinders, is ek veilig. Kan ek waag om swak te wees. Hulle ken my. Dis die mense wat my die liefste het, wat die meeste vir my omgee, wat ook my swakhede ken, my tekortkom, my gebroke ken, en by wie ek graag wil wees, wanneer ek swak is. Die hele gedagte van 'n plek van oorwintering, het opnuut vir my betekenis gekry. Dit is ook belangrik, en 'n groot seën, as jy in sulke tye, wintertye, stormtye, 'n geestelike vader, of in die geval van vroue, 'n geestelike moeder kan hê, na wie jy kan gaan, vir geestelike en emosionele skuiling. Iemand wat miskien 'n treukie of 2 voor jou teen die berg van die leeu opgeklim het, wat miskien al beleef wat jy nog nie beleef het nie. Iemand wat verstaan, iemand wat kan help, iemand wat net daar kan wees vir jou. Dis 'n tyd wanneer ware vriendskap en broederskap tussen gelowiges van die allergrootste betekenis is. Ek wil egter in die verband net 'n terloopse waarskuwingslig laat flikker. Dis nie wenslik nie. En is beslis riskant om in die winters en die stormtye van jou lewe toevlug te gaan soek by iemand buite jou huwelik van die teenoorgestelde geslag. Mense in jou stormtye en jou wintertye is jy kwesbaar. Jy's broos. En omdat dit so is dit baie maklik dat dit die begin van 'n onbehoorlike verhouding kan wees. Of dat jou kwesbaarheid deur so iemand uitgebuit kan word. En vroue en mans moet daarvoor bedag wees. Daar's ontelbare verhale van huwelike wat op die rotse beland het, nadat een van die egliede by iemand van die teenoorgestelde geslag buite die huwelik gaan oorwinter het. En ek kan vir jou sê, selfs in die bediening, oor die jare, weet ek van soveel pastore en predikante, wat in die versoeking geval het, toe iemand van die teenoorgestelde geslag, tydens 'n krisistyd, 'n wintertyd in daardie persoon se lewe, by hulle kom skuiling soek het, en in die begin van 'n emosionele, en later 'n seksuele verhouding geword het. So moenie in die winters van jou lewe, gaan oorwinter, gaan toevlug soek, jouself kwesbaar en blootstel teenoor iemand van die ander geslag nie. En mense is ontvanklik en jy's geneig tot feilbaarheid in so 'n situasie.
Ek wil konkludeer en ek wil afsluit deur te sê, maak dis seker dat elkeen van ons, jy ook, 'n veilige oorwinteringsplek het. Want hoor my vanmôre, jy mag vandag in 'n somer of 'n lentetyd vir jou lewe wees, maar winter gaan een of ander tyd ook vir jou kom. Maak dan seker dat jy, soos Paulus, 'n plek het om te oorwinter. En nie soos die centurion op die skip, toe die wind saggies waai, gedink het jy sal dit maak deur die winter alleen nie. Somertyd kan jy alleen loop, maar wintertyd het jy iemand by jou nodig. Ek wil weer sê, dank die Here vir 'n gesonde huwelik, wat tot 'n groot mate daardie behoefte kan vervul. En die egpaar wat vanmôre hier is, julle kan by julleself hierdie vraag in julle eie hart beantwoord. Is my man, is my vrou vir my 'n hawe waar ek veilig is, waar ek kan swak wees, wat verstaan, wat my beskerm? As dit so is, het jy iets om God voor oneindig te dank. As dit nie so is nie, is dit verskriklik belangrik dat jy sal intern diep aandag gee aan jou huwelik. Ons het die huweliksgelofte afgelê, die meeste van ons sekerlik, die dag toe ons getroud is, dat ons by God beloof het om mekaar te staan in tye van voorspoed en teëspoed, tye van siekte en in tye van gesondheid. Maar ek wil ook sê, dank die Here vir familie en vir ware vriende. Nie alle familie is ware vriende nie. Daar is 'n vriend wat sterker aanhang as 'n broer. En as jy 'n broer of 'n suster het, wat jy gevind het, hopelik in die gemeente, wat vir jou waarlik 'n vriend is, in tye van nood kom is dit veral agter. Ons weet, ons kan nie onsself aan enige iemand toevertrou nie. Almal is nie ons vertroue waardig nie. As mense wat jou baie keer die grootste seer in die lewe, as 'n veronderstelde vriend te mense in die rug steek of aan jou gaan skinder of agteraf gaan praat. Maar almal is nie so nie. As jy so 'n vriend het wat getoets is en beproef is, moet jy God daarvoor dank en daardie vriendskap koester. Dit is een van die grootste rykdomme van die lewe. Ek dank die Here, ook in my lewe, vir vriende wat die toets van tyd deurstaan het. Ons is vir mekaar gegee, spesiaal vir die wintertye van ons lewe. En ja, die gemeente self behoort in 'n baie reële opsig ook 'n veilige hawe te wees. Dis waarom ons 'n behoefte om by mekaar te kom. En veral in hierdie gemeente, wat ek al agterkom het oor die jare. Wel nie baie jare, maar om 2 of 3 jaar. Die verknogtheid aan mekaar, die hartlikheid. Die gemeente, ons erediens moet wees soos 'n hawe van rus. Plek waar ek na een kan kom na 'n besige week van ontsteltenis in 'n wêreld wat onvriendelik is teenoor die geloof in Jesus Christus. Wêreld wat mense is wat baie keer nie vriendskap waardig is nie. Om te kan kom na 'n plek waar jy weet, dis my broers en my susters. Ek het hulle lief, hulle het my lief. Hulle respekteer my, ek respekteer hulle. Ons staan in daardie verhouding met mekaar. En dan net 'n laaste opmerking wat ek vir jou vanmôre wil vra. Dis belangrik dat jy iemand het wat vir jou 'n hawe bied. Maar bied ek en jy 'n hawe vir ander. Dink so 'n oombliekie daaroor na. Is jy 'n hawe vir iemand? Is jy so betroubaar? Het jy sulke integriteitsverhoudinge? Nie net in jou huwelik nie, maar in jou vriendekring en tussen jou broers en susters, dat hulle met vrymoedigheid na jou kan kom. Nie om te kom geld bedel, maar jy kan weet, by jou is daar verstaan, begrip, want die liefde bedek alles, glo alles, hoop alles, verdra alles. By jou kan hulle kom en weet hulle is veilig. Hulle sal die winter maak en jy's daar vir hulle. Dis 'n vraag wat ons vanmôre ook elkeen moet beantwoord. Kom ons buig 'n paar loop ons hoofde in gebed. Here, baie dankie dat ons vanmôre by hierdie hawe kan wees. Hierdie hawe van rus. Party van ons, Here, het 'n week agter die rug van storms en stryd en
aanvegtinge en wantroue seer kry. Ag Here, ek besef dat soms faal ons as individue mekaar selfs in die kerk. Baie keer word die kerk dan beskuldig dat hulle die kerk seer gekry het. Dit hoort nie so nie, Here. Ek besef ons is ook mense met gebrokenheid. Maar Here, U verwag van ons om hawens op ons eie te wees vir ander. Ek wil bid vanmôre dat U met ons elkeen in die opsig sal praat, Here. Dat ons gemeente en ons lidmate hier teenwoordig betroubare, veilige hawens sal wees vir ander. Dat ons by mekaar kan toevlug vind, beskerming vind, kan weet ek is veilig. Maar vanmôre, Here, wil ek veral bid vir elke egpaar wat hier is. Here, dat hulle vanmôre sal dink oor die belangrikheid van hierdie God ingestelde instelling, die huwelik. Dat meer as miskien ander behoeftes, fisiese behoeftes in die huwelik, dat die huwelik vir mekaar onderskeidelik 'n veilige plek sal wees, 'n rusplek sal wees, 'n oorwinteringsplek sal wees, 'n plek van beskerming, 'n plek van troos, 'n plek van begrip. Here, praat met ons elkeen. En praat nie net met ons, Here, maar dat ons sal instem en sê, Here, help my. Miskien het ek my eggenote gefaal in hierdie opsig in die verlede. Maar Here, dankie in elk geval dat U ons vir mekaar gegee het. Dat dit die eerste plek sal wees waar ek sal hardloop. Waar ek sal gaan swak wees. Waar ek sal gaan skuiling soek. By my vrou. By my man. Ja, en ook by my kinders. En my kinders by my. Dankie vir my eie gesin. Waar hierdie realiteit nie 'n sprokie is nie, maar 'n waarheid is. Dankie vir elkeen wat hier kan sit vanmôre, kan sê, my man, my vrou, my huis, my gesin, my ouers, is vir my ook 'n hawe. Here, U het ons vir mekaar gegee. U is ons allerhoogste toevlug. Maar U openbaar op aarde daardie toevlugshawe aan mekaar, deur 'n broer en 'n suster, deur 'n pa en 'n ma, deur 'n man en 'n vrou. Ons voer God se wel in wese uit, as ons dit vir mekaar is. U het ons vir mekaar gegee. 2 is beter as 1. As 2 saam lê, kry hulle nie koud nie. Ons mekaar se emosionele en geestelike hitte nodig in die wintertye van ons lewe. Dankie Here vir broers en susters. Ja Here, ek het ook oor die jare seer gekry. Maar daar is ook in die kring van die gelowiges, is daar ook ontroue broers en susters. Daar is onkruid tussen die koring. Daar is bokke tussen die skape. Maar baie dankie vir broers en susters wat die naam waardig is. Dankie vir broers en susters wat ons by die hand gevat het. En gesê het, kom tuis. Geestelik en emosioneel vir mekaar daar was. Beskerming gebied het. Dankie daarvoor. En dan Here, wil ek bid vir elkeen wat hier is vanmôre. Laat ek so 'n broer wees vir ander broers. Dat ek so 'n hawe sal wees vir ander wat toevlug soek. Maak my geloofwaardig, betroubaar. En dat ek nooit mense vertrou in my sal teleurstel nie. Mag U van my ook 'n hawe maak, waar U liefde, U sorg, U beskerming geopenbaar word. Ek eer U daarvoor, Here. Ek eer U daarvoor. Amen. Amen. Lord, make us instruments of your
Let your love increase. Lord, make us instruments of your peace. Walls of pride and prejudice shall cease when we are your instruments of peace. Where there is hatred, we will sow his love. Where there is injury, we will never judge. Where there is striving, we will speak his peace to the people crying for release. We will be his instruments of peace. Lord, make us instruments of your peace. Where there is hatred, may your love increase. Lord, make us instruments of your peace. Walls of pride and prejudice shall cease when we are your instruments of peace. Where there is blindness, we will pray for sight. Where there is darkness, we will shine his light. Where there is sadness, we will bear their grief. To the millions crying for release, oh, we will be his instruments of peace. Sing song with us. Oh Lord, make us instruments of your peace. Where there is hatred, let your love increase. Lord, make us instruments of your peace. Walls of pride and prejudice shall cease when we are your instruments of peace. Last of all, Lord, make us instruments. Lord, make us instruments of your peace. Where there is hatred, let your love